Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense 'n vervalste evangelie verkondig, naamlik glo in Christus en doen dit of dat. Ek noem dit sommer die glo en evangelie. Hulle voeg allerhande menslike vereistes by, soos dat jy eers volkome van al jou sondes moet bekeer, dat die waterdoop 'n vereiste is, of dat jy eers 'n openbare belydenis moet doen voor God jou sal red. Dit laat mense voortdurend spook om hulle eie redding te verdien, deur menslike werke by die geloof te voeg, in die hoop dat dit uiteindelik genoeg sal wees. Maar die Bybel bring vir ons 'n baie duidelike en uitdagende boodskap: jy kan jouself nie red nie. Verwerp daarom die valse werke evangelie van glo in Christus en doen dit of dat, want dit is 'n vervalste boodskap wat niemand sal red nie. Vandag kyk ons na 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, wat soos volg lees: Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moes te vergeef geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Wanneer ons hierdie woorde van Paulus grammatikaal en histories ontleed, staan ons stil by die absolute kern van die evangelie. Paulus herinner die gemeente in Korinte aan historiese feite: Jesus Christus, die ewige seun van God en die tweede persoon van die drie-eenheid, het mens geword sonder om sy goddelikheid prys te gee. Hy het 'n volmaakte, sondelose lewe gelei en sy lewe as 'n versoenende offer gegee. Aan die kruis het Jesus in ons plek gesterf. Hy het God se regverdige oordeel oor die sonde heeltemal bevredig en ons skuld ten volle betaal. Toe hy op die 3de dag liggaamlik uit die dood uit opgestaan het, het hy bewys dat die reddingswerk afgehandel is. Jesus het al die werk gedoen. Jy hoef niks by te voeg nie, en eerlikwaar, jy kan ook niks byvoeg nie. God bied die ewige lewe aan as 'n volkome vrye geskenk. Jy ontvang dit bloot deur in Jesus as jou verlosser te glo. Onthou vandag hierdie skriftuurlike feit: die redding van jou siel rus nie op jou eie pogings of addisionele vereistes nie, maar op die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. In Johannes 3 vers 16 lees ons dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die historiese werklikheid van die kruis en die leë graf gee vir ons die absolute sekerheid dat ons skuld betaal is. Hou op om in jou eie krag of werke te vertrou en rus in wat Christus reeds vir jou gedoen het. Deel asseblief hierdie boodskap met soveel as moontlik mense, want God wil hê dat die suiwer evangelie met almal gedeel word, sodat niemand verlore gaan nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike genade van die kruis en die ewige lewe. Dankie dat Jesus Christus my sondeskuld ten volle betaal het en dat ek niks uit my eie krag kan byvoeg om gered te word nie. Vergewe my waar ek op my eie goeie werke of menslike vereistes probeer vertrou het. Ek plaas vandag my geloof alleen in die Here Jesus as my verlosser. Dankie vir die vrye geskenk van die ewige lewe en die vrede wat dit in my hart bring. In Jesus naam, Amen.